hoofstuk in Romeine waar ons gaan begin werk. En vandag se preek is die eerste 17 verse van Romeine. Ons gaan dit nie in detail deurgaan nie, ons gaan na sekere beginsels kyk wat vir ons opval, wat God se karakter wys waarop ons kan staatmaak. Dis eers waarna ons gaan kyk. Ons sal volgende keer in detail begin kyk. Maar vir ons om hierdie jaar te begin, wil ons graag oplet, wat is die karakter van God? Kom ons vra die Here om ons te help, om vir ons te wys wie hy is en waarop ons kan staatmaak. Here, ons kom voor u. Ons harte is begeerig vir u vanoggend, Here. Ons wil u woord hoor, ons wil leer, ons wil verstaan. Maar ons wil u ken, Here, ons wil u liefde ervaar en ons wil dit daaraan groei, Here, sodat u liefde vir ons oorweldigend raak. En dat ons dit in oorweldiging vir ander kan gee. Wil u ons lei vanoggend in u woord, Here. Dankie vir u woord. Dankie vir Paulus se oophartige gesprek waarmee hy hierdie boek van Romeine begin. Ons vra dit net uit u genade alleen. Amen. Goed. So, ons sien hoe 2026, ons is nou al in die tweede week van 2026, en ons sien hoe dobber hy verby ons. Hy vloei, soos as in Januarie se dae begin het. En dit begin kom en dit begin gaan en die dae verloop en jy dink, okay, môre sal ek by wees. Ek het 'n plan nodig vir my drome vir hierdie jaar. Maar alreeds is my drome sulke mooi weerswolke, daarom nou nie soos wat ons gisterand gehad het nie, ons het lekker reën gehad, maar mooi weerswolke, wat so vorm en dan wil hulle net so verdwyn, soos mis voor die son. Hulle bring niks nie. My drome. Ons ken almal van nuwejaarsvoornemens. Ek het al besluit, ek neem nie meer nuwejaarsvoornemens nie, want dis die enigste ding wat ek weet ek nie gaan hou nie. Dit is nou soos die ou wat laat weet het op Facebook, hy het sy drafroetine as 'n nuwejaarsvoorneme nou ten volle onder beheer. Hy moet elke dag 'n uur draf. En as hy een dag nie bykom nie, dan moet hy daai uur die volgende dag opvang, plus die uur wat hy daai dag moet draf. En hy sê, dit gaan baie goed met hom, as hy môre begin draf, dan moet hy so 3 maande lank draf om op te vang. Maar dit klink soos laasjaar se nuwejaarsvoornemens vir my as ek daarna kyk. Waar is my vakansie heen? Voel vir my, ek het weer 'n nuwe vakansie nodig. Ons is klaar 2 weke in die nuwe jaar en het voel vir my, ek het rus nodig. So, planne en voornemens is vir ons problematies. Bly maar altyd so. Of dit 'n nuwe jaar is, of in die middel van die jaar is, dit bly problematies. En daarom kom ons pak Soedoring se 2026 'n bietjie anders aan. Kom ons pak jou 2026 'n bietjie anders aan. Kom ons kyk na 'n ander manier, 'n ander perspektief. En ons gee dit eerder 'n daaglikse uitkyk wat bou op wat ons alreeds van God geleer het. Dit wat in my lewe nodig is. En soos ons vir mekaar al vanoggend gesê het, kom ons leef daagliks prakties woord vas. Kom ons disipel mekaar prakties daarmee, met die woord. Kom ons disipel ons wêreld om ons prakties met die evangelie van Jesus self. Dis 'n uitkyk waarmee ons kan begin. Dit is vars in ons gedagtes, soos ons in Filippense 3 vers 10 tot 18 wat ons vanoggend gelees het, wat Jan vir ons gelees het.
en wat ons Dinsdag aand as ons raamwerk vir die jaar se beplanning gebruik het, as ons daaraan begin dink, dan is dit vars in ons gedagtes. Want Paulus verduidelik dit vir ons so mooi. Hy sê, ek is nog nie soos Jesus nie. Ek wil graag soos Jesus wees. Dis my begeerte, ek strek uit daarna. Maar ek het genade nodig om na Jesus se heerlikheid te wil uitreik en te kan uitreik. Dis wat ek nodig het. Ek het genade nodig. En dit draai ons dan na Romeine 1 toe. Want genade is presies wat dit sê. Ek kan nie vir God vergoed vir die genade wat hy my gee in Christus Jesus nie. Ek kan nie. Maar ek kan ook nie daardie genade sonder voorwaarde kry nie. Daar is voorwaarde aangekoppel. So voor ons verder uitvind wat die evangelie beteken, as ons deur Romeine werk, kom ons kyk na die genade van God en die prys wat daaraan verbonde is vir Paulus, soos hy dit vir ons beskryf in Romeine 1. Kom ons lees Romeine 1 vers 1 tot 17. Romeine 1 vers 1. Paulus, 'n diensknegt van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die nageslag van Dawid gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die seun van God, Jesus Christus, ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Onder wie julle ook is. Julle wat deur Jesus Christus geroep is, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges, genade vir julle, vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Heel eers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. God, wat ek met my hele wese dien deur die evangelie van sy seun, is my getuie dat ek gedurig aan julle dink en altyd in my smeekgebede dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word as dit die wil van God is om na julle te kom. Want ek begeer om julle te sien, sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel, om julle te versterk, of eerder, dat wanneer ek by julle is, ons wederzijds deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle geloof, en julle deur myne. Ek wil nie hê dat julle hieroor onkundig moet wees nie, broers, dat ek my dikwels voorgenem het om na julle te kom. Alhoewel ek tot nou toe verhinder is, sodat ek ook onder julle 'n vrug kan verkry, soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke sowel as nie-Grieke, teenoor wyses sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om ook na julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan.
Die regverdige op grond van geloof sal leef. Net tot daartoe. As ons na hierdie stuk kyk, dan sien ons vers 1 tot 7 som vir ons die tipe genade van God vir Paulus vir ons mooi op. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Dis ons eerste punt vandag waarna ons gaan kyk. En dan vanaf vers 8 tot by vers 17 sien ons iets anders. Paulus som die prys wat daaraan verbind is, aan die genade van God verbind is, aan die genade van Christus verbind is, som hy vir ons op, hoe dit op hom 'n effek het. Kom ons werk dan deur ons eerste punt, vers 1 tot 7, God se genade vir Paulus. God het genade vir Paulus getoon, en ons kan dit in hierdie teks sien. Vers 1 tot 7. Kom ons lees dit weer. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die nageslag van Dawid gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die seun van God, Jesus Christus, ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is. En hier begin ons met 'n belangrike punt in vers 7, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges. En dan sê hy genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Die basis van God se genade is ons geloof dat God ons tot verhouding met hom roep deur Jesus Christus. Dis die basis van ons geloof, die basis van God se genade. Vers 7. Hy middelste gedeelte waar hy sê aan al die geliefdes van God wat in Rome is, die geroepe heiliges. Vir julle is daar genade en vir julle is daar vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons is geroep om so geroep te wees, soos wat dit daar staan, is om genade te ontvang van Jesus Christus. Niks anders nie. Genade vir wat? Genade om afgesonder te word vir God as 'n heilige in Jesus. Vers 4, kom ons lees vers 4. Wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding in die dood kragtig aangedui is as die seun van God, Jesus Christus, ons Here, deur wie ek die genade ontvang het, van my apostelskap ontvang het, om eer in sy naam, tot eer van sy naam, mense uit al die heidenvolke tot 'n geloofsgehoorsaamheid te bring. Let op dat hier net een is wat die reg het om jou as heilig of afgesonder op God se terme voor te stel in jou verhouding met God. Dit is net Jesus Christus. Nie eers Paulus die apostel kan dit vir jou doen nie. Dit is net Jesus wat hierdie genade kan gee. Dit is net hy wat die gees van heiligheid besit, wat as 'n ware mens in hierdie heiligheid kom uitleef het, wat deur sy goddelike opstanding met krag as die seun van God
aangewys is. Hy is die een wat oorwin het. Jou lewe is genade van Christus, soos hy dit geleef het. En daarom is die genade wat deur Jesus vloei in jou lewe, die van geloofsgehoorsaamheid, vers 5. Paulus wil uit al die heidenvolke tot geloofsaamheid, mense tot gehoorsaamheid bring. Knoop my tong dan nou so volg. Geloofsgehoorsaamheid. Wat is dit presies? Geloofsgehoorsaamheid is om God te glo, so te glo, dat hy jou so lief het, dat hy wil hê, jy moet dieselfde afgesonderdheid, dieselfde kenmerke, dieselfde vorm, dieselfde beeld van Jesus in jou verhouding met God die Vader wys. En daar's Paulus se punt. Ek het dit nog nie bereik nie. Maar ek begeer dit. Ek begeer daardie liefde. Ek begeer om so te wees. En ek wil hê daardie begeerte moet groei in my om alles in my te oorheers. En daarvoor het ek weer eens die genade van Christus nodig. Ek sien nie die siklus in my lewe uitspeel. Ek het goeie voornemens, ek faal, en ek moet weer vra vir genade. En so begin die prys vir hierdie genade deurskemer, soos wat Paulus dan tussen sy woorde deur vir ons vertel in vers 8 tot 17. As ons so oorhoofs na vers 8 tot 17 kyk, nie na die detail nie, dan kyk ons oorhoofs, dan word 'n patroon vir ons duidelik. En Paulus som dit vir ons op in vers 9. Paulus se hele wese word as gevolg van Jesus se genade aan die roeping van mense tot hierdie genade gekoppel. Lees vers 9 saam met my. God, wat ek met my hele wese dien, deur die evangelie van sy seun, is my getuie dat ek gedurig aan julle dink. Dit kos Paulus sy hele wese as hy die genade van God ervaar. Dit kos hom sy hele wese om die genade van Jesus te ontvang. Hy kan nie net 'n deeltjie gee nie. Dis alles. Hy moet alles daaraan onderwerp. Dis sy hele wese. Dit is die verwagting van God as Jesus genade voorsien aan ons, dat ons wese die prys daarvoor is. Ons kan nie God se genade koop nie. Maar ons kan dit nie goedkoop maak nie. Hier binne in hierdie verwagting van God as prys, die prys vir genade, vind ons 'n interessante proses wat plaasvind. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Vers 10. En altyd in my gebede smeek ek dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word, as dit die wil van God is om na julle te kom. En daar tref ons 2026.
Paulus wil graag by hulle kom. En die pad is net nie oop nie. Hy het dit nog nie reg gekry nie. Daar's gebeure wat plaasvind, wat vermeng is met my wil, of Paulus se wil in hierdie saak, en God se wil. Die twee vermeng in hierdie proses, in daai versie wat ons daar lees, so eenvoudig gestel, so kompleks, dis my wil, dis Paulus se wil, dis God se wil, wat alles die mekaar werk hierso. Paulus en God neem duidelik deel in wat gebeur. Paulus het nog nie by die Romeine uitgekom nie. Hy wou al hoe lank al graag daar wees. Hy het soveel daaroor te sê gehad. En nou? Maar tog lyk dit of Paulus aanvaar, God weet beter. Hoewel hy nog steeds aktief poog om hierdie begeerte wat hy het uitgevoer te kry. Hy wil nog steeds graag kom, maar hy weet ook God het hom verhinder om tot nou toe te kom. Hy weet God weet beter. Daar's anders goeters wat nou moes gebeur het. Paulus maak dit duidelik in vers 13. Dat daar nie fout is met sy begeerte nie. Maar dat die prys eis, dat God eerste reg het oor wat waar Paulus beweeg, en waar sy begeerte vir God tot, waar hy sy begeerte vir God tot uiting bring. Kom ek stel dit weer. Daar's nie fout met Paulus se begeerte nie. Maar die prys van genade wat hy gekry het, is vir hom so duidelik, sy wese is so duidelik vir hom in sy wese, dat God het die eerste reg oor wat met hom gebeur en hoe hy kan optree. Hy het al die begeerte, dit is goed so. En sy begeerte speel uit waar het God se wil tot uiting bring. Hy begeer iets wat nog nie tot uiting kom nie. Maar God werk nog steeds met hom en deur hom. Dis wat hier gebeur. Die skuldeis vir Jesus se genade is om mekaar wederkerig te disipel. Of jy nou 'n apostel is en of jy nou 'n nuweling in die genade is, dit maak nie saak nie. Ons help en leer mekaar. Dis wat ons uit Titus uitgeleer het, en in vers 11 word dit weer duidelik dat Paulus uitgangspunt is, want ek begeer om julle te sien, sodat ek een of ander geestelike gawe met julle kan deel om julle te versterk, of eerder, en hier kom dit nou, dat wanneer ek by julle is, ons wederzijds deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle geloof, en julle deur myne. Die apostel, Paulus, wil deur Romeinse disippels bemoedig word. Kan jy dit oorvertel? Hy is so nederig, dat hy bereid is om na die laagste Christen te luister en bemoedig te word. Die jongste Christen te luister en bemoedig te word. Jy kan Jesus nie betaal vir sy genade nie. Maar hy vereis van ons om sy genade
opreg vir ander te wys. Of dit 'n sterk man in die geloof is, of dit 'n jong persoon in die geloof is, of dit is iemand is wat nog glad nie tot geloof gekom het nie. Want Paulus sê, teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, vers 14, teenoor wyse sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Dis wat ek mense skuld, is om hulle die genade van Christus te wys. Dis al. Dis wat ek vir mense skuld. En om dit opreg te wys, is om opreg te erken allerhande ruimtes in my lewe waar ek tekort skiet, waar ek dit nie wys nie. Of selfs nie wil wys nie. Ek wil nie God se genade in daardie opsig ervaar nie. Ek rebelleer nog so 'n bietjie. Daar waar ek vergifnis en genade nodig het, moet ek dit ruimtelik erken, sodat wat ek begeer in Christus 'n realiteit vir my kan word. En dan iewers, eendag, soos wat ons weet, laat God wel toe dat Paulus in Rome opeindig. Miskien nie op die manier wat hy verwag het nie, in boeye. Hy sit in die tronk. Of dat ek en jy ons wil sien uitspeel op 'n genadevolle manier uit die hand van Christus uit. So, met al ons planne vir hierdie jaar in gedagte, of dit nou Soedoring se planne is, of dit my eie planne is, met almal van hulle in gedagte, wil ons altyd God se wil weet. En hoekom ons wil nie noodwendig uitwerk nie. Dis altyd die dilemma waarmee ons sit. Wie van ons kan sê, dit het nou nog nie met my gebeur nie? Wel, ek wil sê, ek ervaar dit op 'n daaglikse basis. En Paulus moes sekerlik ook baie keer hierdie in gedagte gehad het. Vader, U wil geskied, ek begeer U wil, ek dink dit lyk so, maar ek sien dit nie gebeur nie, wat nou? So wat is my begeertes vir hierdie jaar en wat is my kanse op sukses? Of moet ek maar net opgee en 'n jaar laat verloop en stroom af dobber soos 'n pion en kyk wat gebeur? Is dit al wat moet gebeur? Het die evangelie my beskaamd gelaat? Het God se genade my beskaam? Want goed werk nie uit nie. Die vraag is eintlik heeltemal andersom. Sien ons God se genade as ook die prys wat dan gekoppel is reg? Sien ons dit op die regte manier? Want kom ons lees vers 16 en vers 17 weer. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood, dan ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos wat daar geskryf staan. Die regverdige op grond van geloof sal leef. Vertrou ons Christus. Want die prys is vir sy genade, is dat sy invloed deurtrek
jou en my lewe, jou en my wese, juis met sy genade. Dis die prys wat ons betaal. Dit is sy liefdevolle genade wat jou lewe as 'n Christen in 2026 vorm gee. Nie in terme van die aanwesigheid of die afwesigheid daarvan nie, soos wat ons baie keer voel. Partykeer voel ons net, God se genade is nou nie teenwoordig nie. Maar dis nie waar nie. Ons moet dit sien eerder in terme van hoe dit ons in ons manifesteer, hoe dit in ons wys as ons begeertes onder hierdie prys kom om te skuif na sy begeertes toe. Hy vat jou hier en hy bring jou tot daar waar hy wil. En dit is Jesus se ongelooflike liefde wat die rede daarvoor is. Hy het jou so lief en daarom doen hy dit. Nie andersom nie. Laat ons dus eerder in hierdie jaar oplet hoe Jesus ons lewens met sy geliefdevolle genade rondskuif om die prys daarvoor in my en rondom my na vore te bring. En dit verwag van jou om eerlik te wees. Ek is nog nie soos Jesus nie. Ek het nog nie dieselfde liefde wat ek toon nie. Ek wil graag soos Jesus wees. Dit is my hartsbegeerte. Ek wil daardie liefde van Christus wys. Ek het genade nodig om na Jesus se heerlikheid uit te reik. Jesus, help my om u liefde te toon. Dis my gebed vir jou vir hierdie jaar. Mag dit die raamwerk wees waarin jou planne en jou begeertes hierdie jaar afspeel. Let op daarna. Kom ons bid saam. Vader, u weet hoe 'n jaar werk in ons lewens en dit is 'n warboel van gebeure, 'n warboel van emosies. En ons het nodig om dit op die regte manier te sien, Here. Dit is u liefde wat uitspeel deurdat u die prys van ons wese, van Christus se genade in ons lewens opeis. Mag ons wese spreek van hierdie woorde, Here. Ek wil soos Christus wees en ek reik uit daarna. Gebruik alles om my, Here. Alles in my om dit juist te realiseer. Mag dit ons hartsbegeerte vir hierdie jaar wees, Here. Verander ons harte sodat ons u begeer. Amen.